Ek wil jou gou vertel van twee mense wat se hart absoluut uitverkoop was aan die Here. Dit het gebeur in die tyd van die Here. Hulle is bekend as die twee Emmausgangers of Emmausgangers, soos die Bybel dit daar sê. En hierdie twee mense se harte was uitverkoop aan die evangelie, vir die saak van die Here. En hulle het so 'n passie vir die saak gehad. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Jy weet, hulle het saam met Jesus geloop. Hulle het 'n pad saam met die Here geloop. Ek kan maar net dink hoe hulle gesels en hoe opgewonde was hulle oor om hierdie verlosser Jesus Christus te ken, te ervaar, te sien, hoe dat hy 'n mens se lewe vir jou verander en hoe dat hy lewens nuut maak, hoe dat hy vergewe, hoe dat hy gesond maak, hoe dat hy seker, ek meen hulle moes gesmag het na hulle asem en vir mekaar vertel het en met 'n passie gedeel het en vir hulle self gesê het, weet jy, hierdie Jesus is wonderbaar. Hy is die raadsman, hy is die sterke God, hy is die verlosser, hy is die ene wat regtig waar vir ons vertel dat Jesus is die antwoord, dat God ons liefhet en dat hy vir ons omgee. En al hierdie dinge gebeur, en terwyl dit gebeur, hoor hulle dat Jesus is gevange geneem. Hulle harte is gebreek. Hulle weet nie wat gebeur nou nie. Hierdie verlosser is nou gevange geneem. Hy word geslaan, hy word gesleep, hy word gevat na 'n plek soos Golgotha en daar word hy gekruisig. En elke spyker wat deur sy hande en sy voete gaan, breek hulle moed. Want hulle was oortuig dat hierdie was die man, hierdie was die oplossing, hierdie was die een persoon wat vir hulle alles gedoen het. Hulle was so oortuig dat hy is die weg, die waarheid en hy is die lewe. En op die einde van die dag besef hulle, Jesus is dood. Hy is gekruisig. Ek dink hulle het dalk in die verte gestaan en hulle het gesê, Here, as U vir my die God is, kom asseblief van daardie kruis af. Geef vir my die krag om te kan bly glo in my omstandighede. Maar nee, Jesus het gesterf. Hulle hoor hom hierdie woorde sê, in U hande gee ek my gees oor. Ek dink hulle het net stil geword en gesê, dis als verby. Ons het geen en niks meer oor nie. Ons het alles opgegee, ons het ons dorp verlaat, ons het hierdie Jesus kom volg en nou sy dood. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen in my omstandighede? Ek kan maar net, ek weet nie van jou nie, maar ek kan maar net identifiseer met hierdie seer. Is hulle gescam gewees? Is hulle mislei gewees? Was dit 'n valse Christus in hulle tyd? Ja, die Jode het dit gesê. Daar was ander, baie Jesusse. Dit sal kom en gaan. Het hierdie Jesus dan ook gekom en gaan? Hulle het 'n goedjies opgepak, weggestap, en hulle het begin terugloop huis toe, mismoedig. Hulle het eintlik maar handdoek ingegooi. En ek kan daarmee identifiseer, ek weet nie van jou nie. Wanneer dit voel dat alles wat jy doen, alles wat jy probeer, alles waarin jy glo, is nou verby. Daar is nie meer enige hoop nie. En hulle stap weg en hulle wonder by hulle self, wat gaan ek doen met die res van my lewe? Wat gaan ek doen? Want ek het so geglo in hierdie boodskap. Ek het so geglo dat hierdie Jesus is die antwoord. En die verhaal tel ons op in die Bybel en die verhaal is Jesus, nadat hy opgestaan het, kom en stap saam met hulle. Hulle weet nie dis hy nie. Hulle dink dis maar net nog iemand wat saam beginne loop. En hierdie Jesus begin verduidelik uit die Ou Testament, uit die geskrif uit, begin hy vir hulle verduidelik hoe dat hierdie Christus die ware Christus is. En in hulle hart begin hulle weer voel, daar is hoop. Daar is 'n antwoord. En ek het al so gevoel. Ek het al gevoel, ek stap weg. Ek stap weg van alles af, want ek weet nie meer of daar enige waarheid daarin is nie. Ek weet nie of daar enige hoop oor is nie. Ek weet nie meer of ek moet aangaan nie. En ek onthou hoe dat iemand my ook eendag gebel het en my gesê het, kom, doen weer iets vir Jesus. Doen weer iets vir Jesus.
En daardie woorde het my hart weer aan die brand gesteek. Ek is daardie persoon ewiglik dankbaar. Daardie persoon eendag 'n oproep gemaak het en gesê het, ek glo in jou. Ek glo jy gaan 'n verskil maak vir die Here. Ek glo jy gaan dit doen want jy het 'n hart en 'n passie en jy is uitverkoop aan Jesus Christus. En net soos daardie Emmausgangers het ek ook 'n besluit geneem, gesê ek gaan terugdraai. Ek gaan vir die Here 'n verskil maak. Ek gaan iets doen. En dit is hoekom ek vandag dagstukkies maak elke dag. Dis hoekom ek hierdie boodskap vir jou wil stuur. Dat die Here staan vandag by jou stil. Hy praat met jou vandag, hy deel met jou. En ja, 'n mens het soveel emosies. Ek kan myself van net daarmee vereenselwig. Jy weet, 'n mens is so seer. Jy is so stikkend, jy is so bitter in jou hart oor dat jy gedink het dis die regte pad en jy weet, een van die seerste gevoelens is as 'n mens so mislei is. Jy is eintlik gescam deur die lewe. Jy weet nie, is dit die waarheid? Is hierdie Jesus die antwoord vir ons tyd? Is hy die oplossing vir hierdie tyd waarin ons vandag lewe? Is hy nog die oplossing? Is hy nog die verlosser? Is hy nog die boodskap wat sê, ek het gekom om die wat gebind is vry te maak. Ek het gekom om vir die wat moedeloos is moed te gee. Ek het gekom vir die wat siek is sodat hulle gesondmaking kan ervaar. Ek kan net sê, Here, help my om dit ook te sien. Help my om dit raak te sien vandag, dat Jesus my wil gebruik. En so wil ek vandag hierdie boodskap vir jou stuur. Net soos daardie Emmausgangers, het hulle hart brandend geword. Hulle het weer hulle hart aan die brand gesteek geraak. En dalk net vandag is hierdie boodskap vir jou. Hierdie boodskap wat sê, moenie moed verloor nie, hierdie Jesus is die ware Jesus. Die verlossing is die ware verlossing. Hierdie naam is gegee, die Here Jesus Christus, waardeur 'n mens gered kan word. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy is die komende koning, hy is die verlosser, hy is die een wat sy Heilige Gees aan my en jou gee, sodat ons verlossing kan kry. Sodat ons vir iemand anders kan gaan vertel dat Jesus red. Sodat ons vir iemand kan gaan sê, daar is hoop. En selfs uit ons gebrokenheid uit, selfs uit ons stikkendheid, selfs uit ons seer uit, wanneer ons voel ons kan nie meer nie, is daar mense wat omgee. Mense wat inkoop, mense wat saai, mense wat sê ek is bereid om finansies agter 'n saak te sit, sodat die werk van die Here vorentoe kan gaan. Sulke mense maak 'n verskil. Regtig, dit maak 'n verskil. Ek bid nou 'n paar dae terug en ek sê, Here, ons het so baie dinge en soveel uitdagings. Want ek doen hierdie werk voltyds, geen ander inkomste nie. En daar's rekening om te betaal en daar's uitdagings. En ek vra die Here en die Here wys vir my iets baie belangrik. Hy sê dankie. Sê dankie vir elke geleentheid. 'n Geleentheid om Jesus te verkondig. Sê dankie daarvoor. En weet jy, dit was nie 'n paar uur later nie. Toe kom daar iemand en iemand gee vir ons 'n bedrag geld waarmee ons rekeninge kan betaal. Aan die Here al die eer. Hy is so getrou. Hy is so wonderbaar in elke situasie. Ek wil jou op hierdie belangrike dag sê, dis 'n belangrike dag vandag. Dis 'n belangrike tyd van die jaar waarin ons is. Baie mense kyk na oplossings, baie mense kyk na die geskenk Jesus Christus. En hulle wonder, is hy nog die moeite werd? Is dit nog die moeite werd om te bly glo? Vir my gesin, vir my verhoudings, alles voel so gebreek. Alles voel so stikkend, ek weet nie of ek dit kan maak nie. Ek het goeie nuus vir jou. Jou toekoms is mooi. Die meetsnoer het vir jou in lieflike plekke geval en jou erfenis is pragtig. God beloon die wat na hom soek. Sy oog deurkruis die aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Dis wat hy doen vandag vir my en jou. Hy help ons, hy dra ons, hy beskerm ons en hy gee vir ons die krag. Maar meer as dit, hy skryf vandag my en jou naam in die boek van die lewe. Hy stap vandag saam met my en jou, soos wat hy met die Emmausgangers gestap het. En hy sê vandag vir my en jou, hou goeie moed. Dis die regte keuse. Op die regte tyd sal ek jou help. Ek sal jou deurdra. Jy's myne.
Hou aan glo. Moenie bekommerd wees oor wat gebeur het nie. Moenie bekommerd wees oor al die seer, die stikkend en al die scams wat mense gehad het nie. Kom en glo. Jy is geroep. Jy is gemaak om 'n boodskap te versprei. Jy is gemaak om die Bybel te wees wat mense lees. Jy is gemaak om 'n lied te wees wat sing in 'n tyd van verlorendheid, 'n tyd van mismoedigheid, 'n tyd van stikkend, om geloof en hoop en moed te gee vir mense, sodat mense kan glo en kan vertrou dat Jesus is die antwoord. Ek dink vandag aan die wat deur soveel pyn gaan, in hulle siekte, in hulle hartseer, in hulle omstandighede, beleef hulle soveel seer en soveel omstandighede. Mag die Here vandag kom stil staan by elkeen. Mag die Here vandag hoop kom gee en moed kom gee en krag kom gee vandag. Mag hy kom stil staan, mag hy die geskenk wees wat mense glo in hierdie tyd hy is. Mag hy die een wees wat gekom het. Die blinkmôre ster, die lelie van die dale, die soet roos van Saron. Mag hy die een wees wat saam met die Bethlehem ster in jou lewe inskyn. En mag hy vandag hoop bring in jou wêreld. Ja, jy het ver gegaan. Jy het ver geloop. En Jesus sê, my lig skyn vandag oor jou. Daar kom 'n ster. Hulle het hom genoem Immanuel, God met ons. Vandag kom Immanuel en hy kom in jou lewe in. En hy kom staan stil en hy sê, ek is God met jou. Ek is God saam met jou. Ek dra jou, ek beskerm jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Ek is daar saam met jou. Jesus gee om vir jou. Baie, hy gee baie om. Hy het vir 2 mense so ontsettend baie omgegee, dat hy vir hulle gesê het, kom, ek sal julle help, ek sal julle oortuig, ek sal julle die krag gee om te weet, ek is die ware Christus. En ek het iets geleer, om dankbaar te wees, om dankie te sê in die klein dingetjies, om te sê, Here, baie dankie vir die geleentheid, baie dankie vir die krag, baie dankie vir u sterkte, dankie vir die seën wat u vir my gee. Ek wil vandag vir jou bid, op hierdie mooi dag, dat die Here jou hart weer aan die brand sal steek. Dat jy weer vandag sal sê, Jesus, u is my bron en my sterkte. Dat jy op hierdie oomblik sy genesing sal ervaar. Nie net vir 'n bietjie herstel en 'n bietjie verligting nie, maar 'n totale herstel. Dat hierdie tyd wat voorlê, hierdie jaar wat voorlê, jou beste jaar ooit sal wees. As jy dit glo, sê amen daarop. As jy dit glo, lewer 'n bietjie 'n comment hieronder. En sê vandag, in geloof, aktiveer jou geloof vandag. En sê, laat 'n comment en sê, dit is ook ek wat 'n verandering in my lewe nodig het. Dit is ook ek wat vandag glo dat die Here 'n verskil vir my gaan maak. Ek glo die Here gaan my dra. Hy bring opwinding. Hy bring herstel. Hy bring hoop vir my en jou. Hy gee dit vandag om. En ek wil vra vandag, as dit moontlik is, gee vandag en sit vandag jou hand op jou lewe. Op jou situasie, op jou pyn, op jou tekort, in jou gebrek en die uitdagings van die lewe. En mag die Here vandag kom en vir jou nuwe hoop en nuwe sterkte gee. Mag hy jou dra en jou genees. En mag jy jou hand vandag, as jy dit nie kan doen nie, sit jou hand in jou gedagtes op die seer, op die persoon, op die saak en sê, Here, ek glo vir 'n wonderwerk. Ek bid nou saam met jou. Vader, in Jesus naam, ek dank U, Here, vir oorwinning. Ek dank U vir verlossing. Ek dank U, Here, dat die storie se laaste hoofstuk is nie geskryf nie. En dat U vandag, Here, nuwe hoop bring. Dat U vandag nuwe krag gee. Dat U vandag die oorwinning gee. Want Here, U is so kosbaar en waardevol. Here, U roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Here, U is die een wat oorwinning gee. Ek bid vir lewe waar daar dood is. Ek bid vir voorsiening waar daar droogte en stikkend is. Ek dank U, Here, dat op hierdie oomblik, Here, 'n deurbraak sal kom, herstel sal kom, genesing sal kom en Here, krag sal kom, verlossing vir elkeen wat soek, vir die een wat moedeloos is, moed, vir die een wat stikkend is, herstel. In die naam van Jesus vra ek dit en ek dank U daarvoor. Amen. En God bless. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. So lekker vandag hier by die see. Dis lekker om te sien. So lekker dag om saam met jou tyd te spandeer. Baie dankie vir elkeen wat ons bediening ondersteun, wat finansiëel ondersteun, is waardeer elkeen. En onthou, dis altyd vrywillig, net wat 'n mens in jou hart onderneem. Mag die Here jou ryklik seën en God bless jou.